Um, 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 ja. 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 Definitief. Die Lighuiskerk en die belydenis was nog altyd vir my 'n geleentheid gewees om aan die einde van die week net te ontspan en te recharge vir die komende week. Ek moet sê, dis baie fun en die bande wat jy bou met die mense in jou groepie is vir ewig en hulle help jou deur jou geloof, deur jou struggles en ja, dis nice as almal daar is vir jou. Ons het baie nuwe goed geleer en ja, dit was net 'n amazing groep om saam te wees. Ek weet nie, dis maar net vir my, dit was my safe space dat ek net kon deel hoe ek voel oor my geloof en dat daar altyd iemand is wat geweet het ook hoe ek voel. elke keer as ek kom, as ek klaar is hierso, dan loop ek uit met 'n smil op my gesig, energie vir die week wat kom. Die mense is altyd raak gesien. Soos maak nie saak wat nie, al dink jy word nie raak gesien nie, die mense sien jou regtig raak. Ons het almal close geraak, daar was nooit iets af nie en ek voel hoe die dae aangaan het en hoe meer ek kerk toe gekom het, kon ek ook baie gemaklik met die mense praat wat jy is. Dis vir my ook baie meer enjoyable om na die kerk toe te kom, want dan ken ek ten minste ook mense. Ek dink die belydenisgroep is regtig 'n groep tieners wat soos regtig sterk in God glo en mense kan sien hulle almal soos glinster in die heiligheid van God en dis regtig net 'n baie lekker groep om saam my belydenis mee te doen. As jy nader aan God wil kom en meer wil leer oor hom, is hierdie die regte plek om nader te kom. Ek geniet dit baie hierso en sal nie enigsins 'n ander plek te wil gaan nie. Jy kan net sê wat jy wil sê daar en niemand sal jou judge nie en almal sal net vir jou support. Eers was ek nie heeltemal so seker oor my geloof nie, maar soos wat die jare aangegaan het ek definitief saam met hierdie groep mense en saam met my leier versterk in my verhouding met die Here en Dit voel eintlik maar soos 'n familie nou op die oomblik. En ek is super opgewonde om volgende jaar saam almal belydenis af te lê. Net so vir hier geleer van die Here en geleer hoe om te groei en te vertrou in die Here. As jy klein is, jy doen al hierdie lessies, maar toe ek nou oorgaan lighuis toe, het ek regtig in diepte die Here leer ken en die Bybel soos meer verstaan, beter verstaan en al. Ons is 'n ongelooflike groot belydenisgroep en ek het soveel vriendinne gemaak wat al vanaf graad 7 af saam ons groepie so saam is. Ek voel ons almal kom van klomp verskillende skole af, maar ons kan elke keer net een keer 'n week by mekaar kom en dan voel dit soos 'n familie en jy kan eintlik net jouself wees. Ek stap nou 'n baie lank pad saam met baie van hierdie mense en ek's baie goeie vriende met al hierdie mense. Dis 'n baie ongelooflike experience want ek leer baie meer van die Here en soos ek het baie mense ontmoet wat ook baie lief is vir die Here en dis maar net 'n manier om vriendskappe te maak met mense. Met wat ek kon gesien het met die worship en almal se testimonies, het my baie geraak van hoe die Here in hierdie mense se lewens so 'n indruk maak. En dit is baie so mooi. Ek kan dit nie eens beskryf nie. Toe ek moes inskakel by lighuis was dit vir my bietjie intimiderend want ek het niemand geken nie en daar was baie min meisies van my skool hierso wat ek op daardie stadium nie bewus van was nie. En dit is mos maar bietjie sanitêr om nuwe mense te ontmoet selfs in 'n kerkgemeenskap of so. Maar ek moet sê oor die jare het dit vir my net lekkerder begin raak om te kom en dit maar my kos begin word op 'n Sondag. Ek het lighuis as amazing beleef. Dit was eintlik vir my 'n baie goeie wonderlike tyd om met ander te connect en meer te leer van die Here en so. En dit was regtig soos 'n experience en my groep was wonderlik. Almal het so naby aan mekaar gegroei soos sissies en dit was regtig net die beste ondervinding ooit. Ja. Dit was so 'n voorreg om hegte vriendskappe te bou met elke een van hulle. So dit was my 'n groot voorreg gewees. So ek het nou onlangs eers by die kerk aangesluit en van die oomblik wat ek hier aangekom het, voel my so welkom en geliefd en So ek het eers hierdie jaar by die kerk aangesluit. Ek is baie dankbaar dat ek het want ek het soveel nuwe mense eintlik leer ken in hierdie ervaring. Die moeite wat die mense met ons doen en om seker te maak ons verstaan die woord van God en dat ons nie vashak by valse goed nie, maar liewers fokus op die waarheid. Lighuis dis 'n baie lekker gemeenskap waar mense vrede, vriendelikheid kry en almal kan net hulle self wees en hoef jy gesig op te sit nie. So Ek het dit baie geniet om deel te wees van Lighuis want ons het sulke goeie jeugleier wat regtig die groep verstaan en ons het 'n baie goeie groep wat graag meer sal wil leer. Met die skapie.
Ek gaan miskien jok oor sy regte naam, maar ek dink sy naam was Slapie. Slapie die skapie. Sy naam is Slapie. As ek kan vir dit kyk, dan laat dit eintlik dink aan ons as tieners en hoe ons die skapies is en hoe ons beskerm word. Wel, ek moes hom vashou by die belydeniskamp en ons moes bid en ons het hom rondgedra en dit was vir my baie spesiaal om te gekry het want dis 'n stukkie wat ons kon deel met ons vriende en 'n seënwens te gee. Skapie. Wel, ek en Skapie het 'n noue verhouding. Die eerste keer wat Slapie by belydeniskamp gegee was vir iemand. Of wie? Ja, tweede keer om te bid. Het ek vir ou Slapie gekry. En ja, so ek en hy ken mekaar nogal goed. Ek dink my gunsteling worship liedjie is definitief Oceans. Dis Oceans. Definitief Oceans. Oceans. Een van my baie soos liedjies wat my baie beïnvloed is Oceans. Oceans. Ek voel dit is baie diep en jy voel regtig die Here se teenwoordigheid in daai song. Maak nie saak hoe rof dit gaan nie. Maak nie saak hoe taaf dit gaan in die lewe nie. Jy moet net jou oë gefestig hou op die Here en alles sou dan oukei wees. Ocean sê vir ons dat maak nie saak wat nie, die Here is altyd daar en hy maak altyd 'n pad vir jou. Snot en trane loop elke keer. As jy in moeilike tye is nie, jy moet net gefokus wees op die Here en hy sal jou deur dit bring no matter what. Is nie altyd duidelik wat die Here van my afsoek nie. As hy vir my iets sê om watter rigting om te gaan, dis altyd nie duidelik vir my watter rigting moet ek vat nie. Want jy gaan deur baie diep tye en Ocean sê basically dat Jesus altyd daar gaan wees vir jou om jou uit te red en dit beteken baie vir my. Ek weet nie wat die liedjie se naam is nie, maar dit is daai Ek ken nie almal se name nie, maar ek sal sê die praise ene. Ja, daai. Hy het 'n lekker ritme en hy sing ook lekker saam. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. Ek hou baie van musiek. Dis vir my lekker om upbeat musiek te luister. So dis regtig my gunsteling liedjie. En die eerste keer wat ek daai liedjie gehoor het ek die gevoel dit praat regtig soos met my en ek kon my hart heeltemal oopmaak. By die Sondagskool is ek betrokke en hulle doen hierdie dansie wat so vir my lekker is en dis vir my lekker om te doen. Ek vind werklik aanklank by dit en dit is baie soos upbeat. Ek voel nie so treurig wanneer ek luister nie. Dit gee my krag. My gunsteling worship song is Rescue deur Lauren Daigle. Rescue van Lauren Daigle. Want geen nie om waar deur jy gaan nie. Jesus sal altyd daar wees vir jou en hy sal altyd jou uit dit uitkry. En hy sal jou nooit deur iets sit sonder om jou daar uit te kry reg waar jy is nie. Een keer hierdie jaar was dit nie regtig baie goeie tyd nie, soos ek het deur 'n moeilike tyd gegaan. En toe kom ek net eendag by die huis en toe luister ek net na Spotify en toe kom hier liedjie net skielik op en toe begin ek net soos huil, net spontaan begin ek net huil van toe ervaar ek net die Here se genade verskriklik daai dag. So my gunsteling worship liedjie is Die Seun van Rihanna en Retiefberger, want dit beteken baie vir my gesin, want ons het gewoonlik in die oggende dan sit ons net so kuier lekker en dan word ons net en elke keer as ek daai liedjie hoor, dan kry ek 'n rustigheid in my. Want ek weet die Here is dan by my en dis net 'n baie lekker gevoel. Fear is no power by Phil Wickham. Want daai liedjie wys vir my dat ek nooit hoef bang te wees nie, want Jesus is altyd saam met my, hy help my deur my moeilike tye. En dat ek net weet niks gaan met my verkeerd gaan nie. Uncomplicated. Ek het hom die eerste keer geluister hierso by die kerk. Dit het my net ver getref want ek dink ek assosieer God soos ongelooflik baie net soos met liefde. En ja, daai liedjie so spreek net liefde en net soos God se liefde is net so uncomplicated. Dit is eintlik so eenvoudig. Graves into Gardens. Graves into Gardens. Want dit herinner my dat God enige slegte situasie in 'n goeie situasie kan verander vir my. Ek hou van What a Beautiful Name It Is. Dis 'n ek weet nie, dis net vir my 'n lekker liedjie. Ek like die vibe, ek like die woorde. Ja. My gunsteling worship song sal definitief Goodbye Yesterday wees, want dit is net so lively en dit maak jou saam sing. Laat die wil geskied deur Rihanna Nel. In die ou einde is dit enigste wat regtig saak maak is dat alles soos die Here se wil verloop en sy plan volg en dan gebeur alles eintlik maar net soos wat dit moet. En dan sal alles goed uitwerk. So dit is 'n liedjie wat my herinner dat dit soos alles sal so uitwerk soos wat sy wil geskied. Solank ek dit bid en al my probleme oorgee dat dit so eindig. My gunsteling worship liedjie is Gratitude van Brandon Lake. En met ons belydeniskamp het ons op die berg gaan sit die laaste oggend voordat ons gegaan het. En Iver het die liedjie gespeel op die berg en dit was net so mooi met die natuur agtergrond en dit was net soos die woorde het my net soveel aangeraak en my jaar eintlik beskryf. Van ek het nie
ek het nie woorde gehad van hoe dankbaar ek is vir hom nie en die liedjie was net soos dit net alles beskryf wat ek gedink het. So dit was regtig spesiaal vir my. So ja. Dit bring net vir my kalmte en dit gee die gevoel dat die Here daar is by my en laat ek myself kan surrender soos wat Brandon sê in die liedjie. My gunsteling worship liedjie is Haile Forever. Op die belydeniskamp het ons dit baie geluister en op die berg het ons dit geluister en daarna kon ek net nie ophou nie. Dit was regtig, is my gunsteling liedjie. At the Altar van Elevation Worship. In die liedjie sê dit letterlik soos in slegte tye en goeie tye kan jy na God toe gaan en hy sal jou nooit reject nie. Definitief deur eksamens. Tydens my eindeksamen. Tydens die eksamen. Byvoorbeeld nou in die eksamens. Met die eksamenstress. Veral gedurende die eksamen. Ek het vreeslik gestres oor die eksamen en toe bid ek vir God om my net gerus te stel en my krag te gee vir die komende paar weke. In my graad 10 jaar en Junie hierdie jaar ook waar ek hom die beste leer ken het en waar ek hom self beleef het ook. En soos my angs by sy voete kon neerlê en my vertroue op hom kon plaas en geweet het dat hy die angs sal kan wegvat en direk nadat 'n mens bid daaroor, soos dat jy net soos vrede kan voel en soos 'n golf van soos verligting kan voel want jy weet soos dat God daai soos angs sal wegvat. Tydens die eksamen, veral wanneer ek soos gestres of angstig was die Here altyd daar vir my en ek het gevoel ek kan my vertroue in hom sit. Eksamens is 'n baie moeilike tyd vir my en ek seker vir almal ook, maar in daai tyd is dit vir my belangrik om veral nie net te bid voordat ek 'n toets skryf nie, maar heeltemal deur eksamens, dan bid ek altyd vir krag en ek voel die Here se sterkte en se krag baie deur eksamens. Ek voel hierdie jaar met soos alles wat gebeur het, soos daar's soveel verwagting van mense met soos punte en soos jy moet kies wat met jou lewe wil doen en leierraad en sulke goed. So ek voel ek het genuinely elke keer net rustig geraak by die Here en dit in sy hande gesit en toe het ek regtig so gebou soos aan my pad met die Here deur al daai dinge. So hierdie jaar Augustus se kant toe word ons leerlingraad by die skool gekies. Ek dink dit was veral toe ons nou in ons skool leiers gekies het. Daar was baie drome vir my weggevat en daar was baie kere wat dinge van my weggevat het wat ek gedog het dat dit soos ek kan nie sonder dit leef nie. Dit het letterlik oor aand baie besig geword, baie vinnig, baie chaos geraak en ek dink ek het hom toe die sterkste ervaar. Hy was letterlik my bron van krag in die oggende om op te staan wanneer jy regtig moeg is en nie lus van die dag is nie. Hy het my gehelp deur hierdie tyd. Ek sou sê aan die begin van die jaar het een van my grootste drome nou nie eintlik waar geword nie, maar dit is toe die Here vir my gesê het ek moet soos op my plek kom. Maar laas jaar toe ek 'n infeksie gekry het, terwyl ek rugby gespeel het en toe moes ek vir 'n week in die hospitaal hê en ek voel regtig hy het my daardeur gebring want dit was nie baie lekker nie, ek het siek gevoel. Ja, so ek voel dit hy het my regtig daardeur gebring. Dit was sekerlik by die belydeniskamp of ek onthou nog want ek was vir so klein rukkie was ek 'n leier by die kerk. En toe ek het soos gevoel asof ek glad nie behoort nie, soos ek 'n mens wat so baie Sondag, soos hoe het ek die voorreg om dit te doen? Toe stuur Iver nog vir my daai middag 'n video wat hy soos gaan post vir kan nie nou onthou vir wat dit was nie. Maar in daai video sê hy hoe hy my advies aanvaar en hoe hy dankbaar is vir my advies. En dit was net vir my soos soos hierdie Iver letterlik hierdie ou waarvoor almal opkyk, selfs ek. Hy het gesê hy kort my op, hy vat my advies en dit was net soos soos dat die Here altyd uitkyk vir hom. Met my ma se 2 jaar sy's in 2023 oorlede. So ek het al 2 jaar baie beklei met myself, maar in die 2 jaar wat sy oorlede is, het daai dag het die Here net so duidelik na my toe gekom en net my rustig gemaak om te sê dat alles gaan oukei wees en dit is alles sal uitwerk. Ek gaan sê 2020, dit was regtig 'n emosionele jaar. Dit was 'n jaar wat ek glad nie verwag het nie. Ek was nie voorberei vir wat gebeur het nie. En ek was nog altyd 'n Christen, maar daai jaar het ek regtig sy goedheid beleef. My pa se dood. Ja. Veral hierso toe ons sy begrafnis gehou het. Die presence en die hoeveelheid mense wat ingeskakel het. Omdat hy sulke goeie Christen was, het my nogals geïnspireer. Mense wat nie eers Christene was nie, soos Joodse mense het ingeskakel vir 'n Christelike begrafnis omdat hy sulke goeie man was. Ja.
dat hulle vir almal dit kan duidelik maak vir mense waarvoor hulle lief is en almal kan sien, weet jy wat, hierdie persoon glo werklik in die Here en wil lewe volgens die Here lewe. Die Here se waardes lewe. Dis 'n declaration om te sê soos ek glo in die Here en ek wil my lewe vir die Here gee en ek glo in Christelike waardes en om die regte ding te doen om almal van Jesus te vertel en om disippels van Jesus te maak en om self 'n disipel van die Here te wees. Dit gaan op die konsep van mense wil accountable bly vir 'n gemeenskap en die gemeenskap moet help om jou accountable te hou en jou te help en te lei hoe jy deur jou geloofsjourney en jou soos mense sê, geloof is soos 'n kronkelende rivier, dit het sy ups en downs, sy draaie en kante toe, maar mense weet nie altyd waartoe dit lei nie. En as mens deel is van 'n gemeenskap, hoop jy om nog deel te kan wees en iemand te hê wat jou help, dat jy nie die te ver een kant of te ver links of regs of te ver op of af gaan nie, maar dat jy nog steeds die pad wat die Here vir jou uitgelê het, sal volg. Ek sou nie sê bely nie, maar ek sou sê glo. Want indien hulle glo, dan weet hulle in wat hulle glo, maar om dit te bly verseker dit dalk vir die persoon, dit hang af van verskillende mense. In my opinie, soos wat dit vir my beteken, dit sê net vir jou, of jy sê, jy is trots om in die Here te glo, dat hy jou altyd deur die moeilike tye sal vat, dat jy glo dat hy jou altyd op die regte pad sal lei en so aan. So ek dink, as jy jou geloof bely, dat iemand net, ek wil jy verkondig dat jy vir die Here lief het en so aan. As ons sê iemand moet hulle geloof bely om Jesus te aanvaar as jy redder, om God te aanvaar as jy redder en om die pad saam met hom te kan stap, want is regtig 'n alleen pad wat jy stap as hy nie in jou lewe is nie. Ek weet dat wanneer ek braaf genoeg is om dit te bely, weet ek dit inspireer ook ander mense om op te staan en te sê, maar hulle glo ook in Jesus Christus en dis hoe ons ook die woord van die Here kan verkondig. Dit kan net vir my dat dan kan ek acknowledge dat daar wel goeie dinge vir my is wat met my kan gebeur. So die slegte goed is nie noodwendig die einde nie, daar kom ook dan nuwe goeie goeders wat vir my voorlê. Ek dink as ek sê ek bely my geloof, beteken dit dat ek officially sê ek glo in die Here, ek vertrou in hom en ek declare dit net voor almal.